Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons is by die tema vanoggend. Dit is tyd om aan te gaan. Wat is jy besig om op hierdie aarde te soek? Want iewers is ons elkeen besig om te soek. As jy my goed ken, sal jy weet ek loop om iets te soek, dan vergeet ek langs die pad wat ek gesoek het en dan moet ek weer soek, net weer van voor af. Maar iewers is ons almal besig om te soek. En hierdie is nou maar sommer net op 'n aardse vlak, waar ons baie keer die hele tyd besig is om iets te soek, motorsleutels, what have you, iewers is ons besig om iets te soek. Maar so ook in dit wat in die siel aangaan. Ons is besig om antwoorde daar te soek. Ons is besig om in gees te soek, meer en meer na die Here, te hoor, wat is u antwoord, Here? Ons is op soek na God se stem. Ons is op soek in elke dimensie van ons lewe, of dit in die vlees is, of dit in die siel is, of dit in die gees is. In die woord kom en hy sê vir ons wat ons vanoggend oor praat, die geestelike, die antwoord is nie hier nie, maar dit is om saam met Christus aan die regterhand van God te regeer. Hy sê in Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Waaroor dink jy, waaroor top jy? Jy het gesterf, julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, sal julle saam met hom in heerlikheid geopenbaar word, Kolossense 3 vers 3. Hoor jy dit? Daar staan bedink. Jou denke gaan jou by die volgende siekte uitbring. Jy kan jou letterlik so dink met dit alles wat in jou siel aangaan, dat jy naderhand siek word. Wat in jou denke aangaan, gaan jou by die volgende geveg uitbring. Wat in jou denke aangaan, gaan jy by die volgende oplossing of die volgende probleem uitbring. Die Israeliete het in die woestyn geleef, maar ander het die woestyn geword, letterlik van stof tot stof. Ons het soms 'n negatiewe uitkyk, omdat ons lewensomstandighede altyd net een groot ongelukkigheid is, of een groot seer is, en dan dink ons dit gaan nooit beter word nie. En hoe meer ons negativiteit bedink, hoe negatiewer raak ons. Want ons kan ons niks beter voorstel. En ons kan ons nie vereenselwig dat ons eintlik in hemelse plekke sit nie. Ons kan nie die beloofde land voor ons sien nie. Want ons sukkel om ons in te dink dat ons vry van sonde kan wees en vry van siekte. Die woestyngangers wat alles negatief, gaan kyk wat sê die woord, hulle het gemurmureer die heeltyd. Want hulle was van binne af nog steeds in daardie slawerny wat hulle in Egipte geken het. Wat hier binne aangaan of jou hart in 'n saak is of nie, is wat in jou hart aangaan, wat uiteindelik die saak waarin jy nou is, uiteinde gaan bepaal. God wou hê, hulle moes kom by die land van melk en honing, by die oorvloed, die vettigheid. Honing, stel jou voor verligte oë van die verstand, om te kan sien en te kan smaak, God is goed. God wou hê, hulle moes voorspoedig wees. Daarom het hy hulle belofte gegee. Eksodus 3 vers 17 sê, daarom het ek God besluit, ek wil julle uit die lende van Egipte laat optrek, na die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete, die Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. En al daardie name wat ek vir jou genoem het, was teestanders gewees, was hulle in oorlog gewees. Sien jy weer en nog 'n keer, Vader God se plan sal altyd wees, om jou uit slawerny uit los te maak, sodat jy sy beloofde land kan ingaan. Dis tyd, luisteraar, om in te gaan. Ek kan net aangaan, as ek dinge agterlos. Ek kan net agterlos, as ek by die kruis uitkom, saam met Jesus opstaan, bid en bid en bid, totdat jy los is. Gebruik God se woord om op te staan. En vanoggend wil ek ook vir jou sê, gebruik communion aan mekaar. Jesus se woorde was so dikwels, soos jy daaraan dink. Daardie dinge wat jou kruis is, wat jy moet opneem.
Daar waar jy weet jy moet vergewe, jouself vergewe, vergifnis vra vir God, daar kan jy die bloed van Jesus drink, waarvoor hy dit gegee het, vir vergifnis. Daar waar jy weet jy het nog seer, en daar waar jy weet jy's nog nie die mens wat jy moet wees nie. Jy leef nog in daardie mentaliteit as 'n slaaf van slawerny van die Egiptenare. Daar is Jesus se woorde vir jou die antwoord, waar hy gesê het, deur sy wonde sal jy genesing ontvang. Kom ons gaan aan. Kom ons gaan nie net eendag aan nie, maar aanhoudend aan. Om so dikwels soos ons daaraan dink, kommunion te gebruik. Amen.